En daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog lewe nie. Daarom is ook die Eerste Testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en die bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hyssop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge selfs deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn, ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan met die bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Net tot daar. Nou wil ek net vir julle daarom dit sê. Ek verstaan, as jy een keer deur daai stuk lees, sit jy dalk met baie vrae en dis amper asof jy op 'n stadium dit verloor en weer van voor af wil lees. Daar is moeiliker gedeeltes om te verstaan in hierdie paar verse. Ek gaan dit nie eers vanoggend hanteer nie. Ek gaan regtig dit so eenvoudig maak dat selfs die jongste kind hier iets daarvan kan verstaan. Kom ons noem die gedeelte, Jesus is gebore om jou middelaar te wees. Ek gaan eintlik vanoggend net daai woord verduidelik. Net daai woord middelaar. Jesus Christus is gebore om jou middelaar te wees. Nou, net iets waarop ek en julle moet let, in vers 27. As jy jou Bybel by jou het, of julle kan op die muur kyk, kyk gou na vers 27. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Wie van julle gaan nie doodgaan nie? Nou, net iets interessant, dis dalk iets vir 'n ander tyd, maar daai woord dat jy bestem is om te sterf, sê vir jou dat die dood nie normaal is nie, hoor. Dit sê vir jou dat dit nie altyd so was nie, daar het iets gebeur en dood het ingetree. Ek het onlangs weer 'n predikant hoor sê, dat ons moet aanvaar die dood is 'n normale deel van die lewe, dit is nie. En dan sê die teks dit, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe. Ek het dit hierdie jaar 'n paar keer gevra, julle weet wat die huidige sterftesyfer is, nê? Ek het dit hierdie jaar in 'n paar dienste gevra. Wat is die huidige sterftesyfer? 100%. Dis die huidige sterftesyfer. En daai vers bevestig dit. Nou wat julle gou hoor wat hy sê, ek gebruik hierdie vers nogal, ek het hierdie hele jaar 'n paar keer die vers gebruik, om by mense te wees, en wat dalk, nie dalk nie, in 2 van die gevalle was dit mense gewees wat op 'n sterfbed lê om vir hulle te vra, weet jy wat gaan gebeur? En dan het ek hierdie vers gebruik, en 1 in Tessalonisense. Met ander woorde, voor ons verder gaan, moet ek en julle verstaan, ons weet ons gaan sterf, en ons weet daarna, as jy sterf, kom die oordeel. Net interessant, julle almal weet die eerste deel van die vers is waar, dat ons gaan sterwe. Die tweede deel is dan net so waar. Dis gelyk aan mekaar. As die een waar is die ander een ook waar. Jy kan nie net die een kies sonder die ander ene nie. En in die gedeelte dan gaan ek vir julle wys wat het dit met Kersfees te doen. Kom ons noem dit 'n Christusfees. Het van die kinders getel hoeveel keer kom die woord bloed voor? 7. Wie het nog getel? Ek het 'n 7 die kant ook iewers gehoor. 7. Is dit reg? Daai woord kom 7 keer voor. Nou net vir interessantheid, van vers 11 tot by die einde van die gedeelte, kom daai woord 11 keer voor, die woord bloed, in Hebreërs 9. Dit kom 22 keer in die hele Hebreërs voor, so die helfte van die hele Hebreërs kom dit in hierdie een hoofstuk voor. En kan ek dit so sê vanoggend, wat my diep getref het met die hoofstuk is, dit is duidelik dat die hoofstuk sê dat dit vooruit so beplan was. En wat ek en julle nie aan dink nie,
Christus het dit geweet voor hy aarde toe gekom het. Dis waarvoor hy gekom het. Hy het nie gekom sodat hy 'n babietjie kan wees op aarde en 'n lewe van maanskyn en rose hê nie. Hy het van die begin af geweet dat hy gaan kom vir daai woord bloed. Dis waarvoor hy gekom het. En ek en julle moet dit reg verstaan. Hy is nie gebore sodat ons sy geboorte kan vier nie. Hy is nie gebore vir 'n vakansiedag nie. Hy is gebore vir sy bloed. En ek en julle moet dit reg verstaan in hierdie gedeelte vanoggend. Kyk wat sê vers 28. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Nou wat ek en julle moet doen vanoggend. Kom ek verduidelik vir julle hoe gebeur dit. Kom ek verduidelik vir julle hoe het Christus dit vir ons gedoen. 'n Gunsteling Kersfees teks is Matteus 1 vers 21. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem en dan sê die teks dit en dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. So dis vir my moeilik en ek gaan dit bely. Dit is vir my baie moeilik om oor die geboorte van Christus te preek sonder die kruis. Ons kan dit nie doen nie. As jy net al die klem laat val op die geboorte van Christus sonder die kruis, sonder die dood van Christus, dan verstaan jy nie die evangelie nie. Alles wat met Christus gebeur het, het onder die skaduwee van die kruis gebeur. Dat hy gekom het om te sterf. So kom ek gee net 2 punte vanoggend wat vir julle gaan help. Eerstens, hy het mens geword sodat hy jou middelaar kan word. Ek wonder as ek vir die kinders sou vra wat beteken die woord middelaar. Ons lees dit en ons hoor dit, maar wie van die kinders weet wat 'n middelaar is? Dis nie 'n woord wat ons baie gebruik nie. Kom ek verduidelik dit vir die kinders so. Nou weet ek nie in die huise wie's die kwaaiste, die pa of die ma nie, maar gestel jy as kind was stout geweest. Jy het iets gedoen wat jy nie mag doen nie. En jy weet, jou pa het vir jou gesê, jy mag dit nie doen nie. Met ander woorde, jy het pa se wet oortree. Nou gaan jy na mamma toe en sê, mamma, ek het dit gedoen. Kan jy nie met pappa gaan praat en help dat hier nie groot moeilikheid kom nie? Verstaan julle nou wat 'n middelaar is? Die middelaar is die ene wat tussen 2 partye optree wat verskil met mekaar. 2 partye waar daar moeilikheid is. Die een party het oortree, die ander party het die wet gegee en die middelaar is die een wat tussen beide tree om dit te probeer oplos. Dis wat die woord middelaar beteken. Dit beteken, dit is iemand wat as jy jou werk sou verloor, dan kry jy iemand om in te tree, in ons taal vandag die Unie, om te kom intree, om te kyk of hulle jou werk kan red, dat jy nie jou werk verloor nie. Vir my en julle in die Bybel vanoggend, ek en julle het iemand nodig wat tussen ons en God intree. Want ek en julle kan nie voor God verskyn nie. Dis die probleem. Dit was wat die priesters in die Ou Testament gedoen het, en dis waarvan Hebreërs praat. In die Ou Testament het jy die volk gehad en jy het God gehad, maar hulle kon nie direk tot God nader nie. Die eerste prentjie wat jy kry is met Moses, waar hulle vir Moses sê, Moses, praat jy liewers met ons, want as God met ons praat, sal ons sterf. So hulle het iemand gekies van wie God hou, as ek dit so mag stel, en hy het met God gepraat en hy het met die volk gepraat. Toe kry jy die ampt van die priesters, en die priesters het die mense by God verteenwoordig en God by die mense verteenwoordig. En dis presies wat Jesus Christus is. As dit sê, hy het 'n middelaar geword vir ons. Blaai gaan na Job toe. Dalk is die beste manier 'n Bybelse verhaal of iets wat gebeur het in die lewe van Job. Blaai net gou na Job toe, daar net voor Psalms. Job 9. Kyk gaan Job 9, wat het Job begeer? En hy het dit nie gehad nie in die Ou Testament nie. In Job 9 het Job dit gesê, vers 32, Job 9 vers 32. Want hy, dis nou God, is nie 'n man soos ek, dat ek hom sou kan antwoord, dat ons saam na die gereg sou gaan nie. Met ander woorde, jy kan nie na God toe gaan en sê, kom ons gaan na die reg toe nie, want ek en jy weet ons is in die moeilikheid. Dan sê vers 33 dit, daar is geen skeidsregter, daar is geen middelaar tussen ons wat sy hand op ons twee kan lê nie. Sien julle daai woorde in Job raak? Dis die wonderlikste beeld van wat Christus kom doen het wat jy ooit kan kry. Dis die wonderlikste ding. Net vir interessantheid, op grond van vers 15 in Hebreërs 9 was Christus ook Job se middelaar, hoor. Hy was ook die middelaar van die in die Ou Testament gewees. Nou daai woord skeidsregter beteken middelaar. 'n Middelaar is iemand
wat na beide partye luister en hulle dan by mekaar uitbring. Christus ken God se heiligheid, hy weet wat God vereis, maar Christus weet ook hoe sondig ek en jy is. Ek en julle is sondaars, nee. Dis maklik om te wys. Onthou julle daai 10 gebooie, die 10de gebod, wie van julle het nog nooit iets begeer nie? 9de gebod, wie van julle het nog nooit gelieg nie? 8ste gebod, wie van julle het nog nooit gesteel nie? Onthou julle het net erken julle het al gelieg, so julle wil nie nou antwoord nie. En so kan ek deur al die gebooie gaan en ek en julle staan skuldig voor God. So Christus ken God se heiligheid en wat hy vereis. Jy gaan nie by God uitkom omdat jy 'n mooi lewe lei of kerk toe gaan nie. Dit gaan nie gebeur nie. Maar Christus ken ook my en jou sondigheid. En die middelaar is die een wat dan tussen hierdie twee partye vir my en julle die saak bemiddel, dat ek en julle op 'n manier gered kan word. As daar net iemand was, kan ek dit as 'n kind verduidelik op grond van Job 9 vers 33? As daar net iemand was wat jou hand kan vat en wat God die Vader se hand kan vat en dit by mekaar uitbring, dat daar versoening is. Dis wat 'n middelaar doen. Hy bewerk versoening. En dit is wat Jesus Christus is. Kom ek wys dit vir julle in Johannes. Jesus se hoëpriesterlike gebed. Kan ek dit nou noem vanoggend sy gebed as middelaar? Want dis wat dit is. In Johannes 17 bid Jesus dit. Kyk gou wat bid hy. Kyk hoe is hy ons middelaar. Johannes 17 vers 19. Christus sê, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Spring af na vers 24 toe. In vers 24, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het. Kan julle sien wat bemiddel Christus? Dat dit sy begeerte is, dat ek en julle saam met hom by God die Vader is. En nou wil ek julle net help, jy moet nie vanoggend daar sit en dink, dat Jesus Christus wil red, maar God die Vader wil straf nie. Dis baie belangrik dat jy dit vanoggend reg verstaan. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees wil ons red. Dis die drie eenheid se begeerte dat ons by die Vader is. Kom ek wys dit vir julle in daai selfde gebed. In Johannes 17 byvoorbeeld in vers 4. Ek het U verheerlik op die aarde, die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Kan julle sien dat God die Vader dit beplan het? Dit is nie Jesus wat wil red en die Vader wil straf nie. Die Vader het die plan geïnisieer. Kyk na vers 6, Johannes 17 vers 6. Ek het U naam geopenbaar aan die mense wat U my gegee het. Sien julle dit raak? So die Vader het die gelowiges vir die Seun gegee. So ek noem dit maar net van aangeval jy dink, Jesus Christus is die een wat wil red, maar God die Vader is die ene wat nie wil red nie. Hierdie is die drie eenheid se verlossingsplan. Eric Roberts het dit geskryf. There is nothing any of us can do to stand in the right before a holy God. This reality should cause us to praise God for Christmas. When we could not get to Him, He came to us. En dis wat ek en julle vier. Ek en julle kon nie by God uitkom nie. Maar toe kom God na ons toe, in Christus, as 'n middelaar. Hy is die een wat jou wat vervreemd was van God, met God kom versoen. 1 Timoteus 2 vers 5, julle kan dalk na daai vers toe blaai, ek dink dis belangrik. Hoekom dit gepas is vir 'n Kersdiens waarin ons praat van Christus se geboorte. Kyk gou in 1 Timoteus 2 vers 5. Paulus skryf vir Timoteus dit. Want daar is een God, en dan sê hy dit, en een middelaar tussen God en die mense. En dan beklemtoon hy dit, die mens, Jesus Christus. In die Griekse sinkonstruksie val al die klem daarop dat Christus daar mens is. En ek en jy het 'n mens nodig gehad om vir ons by God in te tree. Daar kan ek dit vanoggend so vra. Gestel jy het nou nie geweet van Christus nie. Wie sou jy wou hê moet vir jou intree by God? Wie sou julle kies? Sou jy jou vrou kies wat vir die Here kan sê nee, my man is baie oulik, hy verdien die hemel. Sou dit werk? Nee, ons is skuldig. Sou jy die kerk kies om vir die Here te sê, Here, maar Pietie of Sunny of wat ook al, hulle is altyd in die kerk en hulle gee geld en daarom moet U hulle in die hemel toelaat. Sou jy daai kans vat? Nee, ons sou nie daai kans vat nie. Wat ek en julle nodig het, is iemand soos Christus, wat albei partye goed ken en wat weet wat nodig is. So 1 Timoteus 2 vers 5, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense,
die mens Jesus Christus. Jesus het mens geword sodat hy jou middelaar kan wees. As jy ooit weer dink aan Kersfees, aan die geboorte van Christus, dan verstaan jy God het mens geword sodat hy vir jou middelaar kan wees. Want dis wat jy nodig het. Tweede een, laaste enetjie. Om jou redding te bemiddel, het hy sy lewe gegee. En dis ook in Hebreërs 9. Ek wil dit graag vir julle wys. In my en julle saak staan ons definitief skuldig voor God. Hier's nie een persoon wat voor God kan sê ek is onskuldig nie. Nie een van ons nie. En ek en julle het nodig dat iemand ons kom help. Nou kom ek bewys dit in Hebreërs 9. Dis hoe dit in die Ou Testament gewerk het, vers 18. Hebreërs 9 vanaf vers 18. Kyk gou daar. Daarom is ook in die Eerste Testament nie sonder bloed ingewy nie, want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hyssop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê dit is die bloed van die testament. Kyk vir my, in Eksodus 19 het dit gebeur. Ons het deur dit woensdaande. Hulle het daai bloed gevat en hulle het van die bloed in die altaar uitgegooi en die ander helfte van die bloed is oor die mense uitgegooi. En wat dit beteken het is, God het gesê, en hier's die reël, waar sonde is, moet wat wees? Moet dood wees. Onthou julle wat het die Here vir Adam en Eva gesê? As julle van daai boom eet, sal julle sterf. Romeine 3 vers 23, ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood. So waar sonde is, moet dood wees. En wat in Eksodus 19 gebeur het is, die bloed wat in die altaar uitgegooi is om te wys wat God vereis. Die bloed wat oor die mense uitgegooi is, het vir hulle gewys dat iets het in ons plek gesterf. Daar was sonde, maar daar was ook dood gewees. Dis wat in die Ou Testament nodig was. Nou kyk of julle saam met my kan sien, wat het Christus vir my en julle gedoen. Dit was die Ou Testament. Kyk nou na vers 23. Dit was dus nodig, dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele, deur hierdie offers gereinig moes word. Met ander woorde, wat in Eksodus 19 gebeur het, was 'n beeld van wat in die hemel gebeur. Maar die hemelse dinge selfs deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn, jou middelaar. Maar hoor nou, ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Nou kom ek verduidelik dit in alle eenvoud. Christus was die middelaar. Hy weet wat nodig is. Hy weet wat ek en jy nodig het. En dis hoe hy dit bemiddel het. Hy het gesê, hy sal sy lewe gee. Onthou nou, Jesus het dit gesê, niemand neem my lewe nie, ek gee dit vrywillig. En dis wat Christus gedoen het. Dis waaroor die menswording van Christus gaan. Blaai geween na 1 Timoteus 2 toe. Ons het het ons vers 5 gelees. Timoteus, Paulus skryf dieselfde ding vir Timoteus. 1 Timoteus 2 vers 5, want daar is een God en een middelaar tussen God en mense, die mens Jesus Christus, dan sê vers 6 dit, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. So hy het gekom as jou middelaar, en in die saak wat bemiddel moes word, het Christus gekom en sê, hy weet wat die prys is wat betaal moet word, of julle moet sterf, of ek en julle moet sterf vir ons sonde, of 'n volmaakte offer moet in ons plek sterf. En dis wat Christus kom doen het. Jesus is gebore om jou middelaar te wees, en hy het die prys betaal vir jou sonde. En dis hoekom hy mens geword het. Martin Luther het gesê, sonde het net 2 plekke waar dit kan wees. Of jou sonde lê op jou nek, en jy sukkel om dit te dra, of jou sonde lê op Christus, en jy is vry. En toe sê hy dit, kies jy, watter kant jy wil wees. As mens kon hy die middelaar wees, en as mens kon hy ook die offer wees. Die dood wat hy gesterf het, is nie die dood wat ek en julle gaan sterf nie. Ek het in die begin gevra, wie gaan almal doodgaan? Ons gaan almal doodgaan. Maar jy gaan nie die dood sterf wat Christus gesterf het nie. Hy het die dood gesterf wat die toorn van God dra. Ek en jy gaan met jou dood, as kind van die Here, geen van die toorn van God ervaar nie. Romeine 8 vers 1. Daar is nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus is nie. Ek en julle hoef dit glad nie te vrees nie. So wanneer ek en julle aan die geboorte van Christus dink, is dit sodat ek en jy 'n middelaar kan hê. Iemand wat intree tussen my en jou en tussen die Here. Waar is Christus op hierdie oomblik?
aan die regterhand van God, waar hy wat doen? Waar hy elke dag vir ons intree. Hebreërs 7 vers 25, hy is in staat om tot die uiterste toe, die te red, wat deur hom na die Vader toe gaan. Dis waaroor Kersfees gaan. Christus is nie die Kersfees is nie 'n romantiese verhaal van 'n babietjie in 'n stal nie. Dis die verhaal van God wat mens word. Ek hoop julle sien iets van die wysheid van God in dit raak. Want as dit nie gebeur het nie, het ek en jy niemand gehad nie. 'n Engel kon nie vir jou by God intree nie, dit moes 'n mens wees. 'n Engel kon nie vir jou 'n offer wees nie, dit moes 'n mens wees. Diere kon nie vir jou geoffer word nie, die Ou Testament is duidelik oor dit. In God se wysheid het God dit nog altyd so beplan. Nog net dit in vers 15 tot 17. Ek wil net so iets oor dit sê, dis van die moeiliker gedeeltes. En daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. In eenvoudige wêreldse terme, Christus het jou naam op sy testament gaan skryf. Kan ek dit verduidelik? Die kinders sal so iets daarvan verstaan. Die eerste keer wat Elmar in sy lewe iets geërf het, was toe oom Trevor, wat in die gemeente was, dood is. Toe kom tannie Joan en sy sê vir hom, oom, jy erf hierdie, dis so 'n CD Walkman, onthou jy nou daai ou CD Walkmans? Oom Trevor het een gehad. En Elmar vra my, wat beteken erf? En ons sê vir hom wel, dis wanneer iemand doodgaan en hulle het iets aan jou bemaak. Weet julle wat was sy volgende vraag? Papa, mamma, hoe lank gaan julle nog lewe? Ek en julle verstaan iets van 'n testament. Oom Louis sit daar agter, ek sal dit voor hom sê. Ek wil net eendag sy testament sien voor hy doodgaan, want ek soek sy boeke. Ons verstaan iets van 'n testament. En wat die teks sê is dit. Christus het my en jou naam op sy testament geskryf, maar ek en julle kon dit nog nie kry, voor wat? Voor hy sterf nie. En dis waarvoor hy gekom het. Ek wil dit sê op grond van vers 15. Vers 15 sê die wat geroep is. Stephen J. Cole sê oor daai vers dit, en van julle sal dit nou vreeslik waardeer. In other words, he is the owner of the estate, and he makes up the will, choosing the heirs. He has a specific list, not a sign-up sheet. Ek en julle het nie gekies nie. Christus het bekend gemaak wie op sy testament is. So hy is 'n middelaar wat optree tussen twee partye wat vyandig is teenoor mekaar. En hy het gekom en God se hand gevat en my en jou hand gevat en ons met mekaar versoen. Kolossense 1 vers 14, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sondes. Sluit af met vers 28. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sonde van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Charles Spurgeon het gesê, Christmas reminds me that Christ is the only hope for a sinner like me. Die geboorte van Christus het God na die mens gebring. Die kruis van Christus het die mens na God gebring. En dis waaraan ek en julle dink. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, dit help ons om te verstaan dat Christus al is wat belangrik is. As ons na onsself kyk, as ons net moes kyk na die jaar wat verby is, hoeveel keer ons teen U gesondig het, hoeveel keer ons die wet van God oortree het, dan is ons enigste hoop Jesus Christus. Hy wat gekom het om sondaars te red. En U is die God wat elkeen hier vanoggend persoonlik ken. U weet wie gaan op daardie laaste dag voor U staan met hulle eie sonde en wie gaan in Christus voor U verskyn. En ek bid vanoggend dat as hier enige iemand is wie nog nie geloof in Christus het nie, dat U weergeboorte sal skenk. Dat U vir hom of haar sal nuut maak dit wat Johannes 3 ons leer oor weergeboorte. En dat elke een van ons seker kan wees. Al was dit nou met Kersfees en ons het al planne gehad om lekker te eet en lekker te kuier, belangriker as dit alles is om te weet of ek in Christus is. En ons bid dat ons vanoggend daardie sekerheid sal hê en dat ons U sal verheerlik. Amen.